Goeiedag kykers, welkom by nog 'n lekker exciting program. En dankie dat jy saam met ons kuier. Jy sit daar by die huis en jy voel vir 'n lekker toebie. Nou, hierdie is my take op 'n Philadelphian cheesesteak broodjie. Jy het ook gesê, dis my take, want dit is baie maklik. Want jy kry nie Philadelphian cheese sommer net in 'n winkelies rond nie. OK, begin met die volgende. Vat 'n lekker stukkie sirloin of ramp, soos julle hier kan sien. Ons het nou hierdie mooi stukkie spekmunt vir 'n week lank laat mature hier in die yskas. So, kom ons kyk gou hoe hy lyk. Sny hom lekker dun. Julle gaan nou sien hoe kom ons so moet dun sny. Daar sê. Nee, dit lyk sommer heel aangenaam. Daar sê. So dan, vat ons nou hierdie steak, en jy sny hom, net so, lekker dunne reepietjie, blokkietjies, soos jy 'n steak wil hê. Nou terwyl ek die steak hier besig is om te sny, wil ek vir jou 'n interessante verhaal vertel, wat ek hierdie week gelees het, of weer gelees het. Het jy geweet, dat bamboes, die vinnigste groeiende plant in die wêreld, in orde om bamboes aan te plant, kry jy 'n bamboespit, en jy sit die bamboespit in die grond, en vir 5 jaar lank, elke dag, gee hom water. Vir 5 jaar lank, elke maand, gee hom kunsmis. En dan, na 4,5 jaar van dit doen, sien jy niks. Daar is absoluut niks. Geen bewyse dat daar enigiets groei nie. En met hierdie wat, hy vir 4,5 jaar lank al in die grond is, en dit voel vir jou, jy kom net eenvoudig nêrens met daai put nie. Die oomblik, hier by jaar 5 rond, dan ontkiem so klein plantjie. Dan die oomblik as hy ontkiem, dan stop jy hom nie. Dan groei hy tot 90 cm per dag. Dan groei hy eksponensieel vinnig. Ek het hierdie stukkie steak nou, maar nee, hy lyk nie te bad hè. OK. Dan groei hy eksponensieel vinnig. Nou, hoekom vertel ek jou die storie? Baie maklik. Ek wil vandag vir jou bemoedig. Jy het 'n droom in jou lewe. Jy sit nou al vir jare, elke dag moeite in hierdie droom in. Jy gooi kunsmis op hierdie droom. Jy bid oor hierdie droom. Jy vra die Here oor die droom. Jy het al die antwoorde gekry dat jy dit moet doen, maar ek voel net vir jou, dit gaan nie verder nie. Ek wil vir jou sê, gaan aan. Dan gaan 'n dag kom, wat jy deurbraak gaan kry, en dan gaan jou droom eksponensieel uitbrei. Maak seker jou fondasie in Christus is nou reg, want wanneer dit die dag gebeur, dan gaan dit hardloop. En ons ken die storie van die huis op die rots staan, vas, en die huis op die sand val plat. En ons wil ons huis op die rots vasgebou hê, want wanneer daai droom kom, gaan storms kom. Mense gaan vir jou slegte goed sê. Mense gaan jou try uithaal, mense gaan jou vloek, mense gaan, you name it. Maar dan gaan jou huis vas staan, en dit gaan nie in mekaar sak hê. Dan is dit hierdie steekstrippietjies wat ons lekker dun gesny het, kom ek heat net so lank hier op. Ek het vandag hierdie baie mooi pan hierso, want Stella Strauss, my ma, het vir my gesê, vat ek nou weer een van haar lelike panne op TV, as ek in die moeilikheid. So, in hierdie pan, gooi ek 'n lekker stuk botter. Die voordeel wat ons het, is jy moet supermark toe ry, en gaan butter of salted butter, of wat ook al koop. So kilometer, 2 kilometer van waar ek bly, is daar 'n ou wat vars botter maak.
op 'n weeklikse basis. So ons het 'n lekker bottertjie daar so binnekant. Ons vat ons crushed knoffeltjie. Ek gaan sommer nou die botterlepel gebruik. Ek is baie lief vir knoffel, so ek gaan dit so ingooi. Dan vat ons speserye wat ons vir ons vleis gaan gebruik, gooi net 'n titseltjie so lank in die pan, om saam met hierdie te braai, en dan gooi ons gou hierdie op, laat die knoffel so lank begin braai. O ja, net voordat ek vergeet, 'n handvol cherry tomaties, en as jy nou nie 'n cherry tomatie het, dan gebruik jy sommer nou maar net 'n gewone tomatie, sny hom op, maar dit is baie belangrik dat hierdie alles saam braai. Terwyl hy daar so begin braai, wat ek net vir my houtlepel hier uithaal. Wonder of die een is waarmee ek altyd pak gekry het. Maar oké. Die Bybel sê, buig die boompie terwyl hy jonk is. Dit seker ook myself so goed gedra deesdae, want ek is bang vir hierdie houtlepel. Okay. Nou, vat jy pepper. Enige kleur pepper wat jy van hou. En dan breek jy sy stingeltjie baie swak af. Ek moet sê, toe hierdie YouTube video kyk of die TikTok of wat ook al, toe lyk dit nogal maklik om hy dingetjie so uit te breek. Maar nou, ons gaan hom nou sommer uitsny. Okay. Die belangrikste gedeelte is, wanneer ons pepper en goeder sny, is om hierdie wit saadkors hier uit te kry. So kom ons maak hom gou vinnig skoon. En soos ons hom skoon maak, partykeer moet ons lewe ook skoon maak. Partykeer kom jy agter, hoor jy, ek begin nou weer 'n bietjie erg vloek. Ek begin nou weer 'n bietjie erg skinder. Ek begin nou 'n bietjie weer erg drink. Jy moet glad nie drink hê, maar ja. Of rook, of wat ook al. Partykeer moet ons net skoon maak rondom ons, dat ons 'n goeie vrug vir die Here kan wees, en ook 'n goeie voorbeeld vir die mense daar buitekant kan wees, want dit help nie, ek vertel vir almal van Jesus se liefde nie, en terwyl ek vir die vrou agter die counter vertel, hoe lief het Jesus jou, dan vra ek sommer vir 'n pakkie sigarette ook daarso. Daai twee werk ons nou nie saam nie. As hy, kom ons braai net gou hierdie. Ek gaan in my hout is 'n bietjie laer sit. Ek het vergeet om hier op full blast. Ja, shit. Dat hy tomatietjies lekker kleur kry. Ek gaan net so ekstra ompie botter hier insit. Kyk. So kom ons sny gou hierdie peper klaar, want dit is die volgende ingredient wat moet ingaan. Partykeer moet jy beplan voordat jy jou droom kan doen. Dis wat ek nou nie beplan het om eers hierdie te bewerk nie. En dan kan dinge partykeer deur mekaar hardloop. Maar moenie worry nie. Jy kan dit altyd regmaak. Jy kan altyd die hitte laer stel. Hoe doen 'n mens beplanning vir 'n droom? Dis baie maklik. Vat jou Bybel, boek, pen. Jy bid. Sê Here, ek wil vandag saad u kom meeting hou. Sal u vir my idees gee, tips gee, hoe ek X, Y en Z kan doen. Verduidelik om jou drome, verduidelik om jou beplannings. Gaan sit by hom. En jy gaan sien hoe God vir jou idees gaan gee. Skryf alles neer waaraan jy dink. As ek 'n voorbeeld gee. As jou beplanning is om 'n toermaatskappy te hê, gaan sit met die Here, praat met hom, sê Here, ek wil dit doen, ek wil dit doen, ek wil dat doen. En hy sal vir jou idees gee, ek beloof jou dit. Ken hom in al jou weë, en hy sal jou paai gelyk maak. Nou, hierso agter, braai die groentetjies nou baie lekker saam. So ons moet iets gesond ook 'n slag seker hier insit. Pop en Gospel is waar die tekke die teerslaap, waar ons uitgaan en vir mense wat honger is, wat verlore gaan, die evangelie bring. Feeding the nations through salvation.
Maak disippels van alle nasies. Raak betrokke by Pap en Gospel. Terwyl ons nou wag vir om sag te raak, ek noem maar net vir julle weer eens, hier's 'n asdrom hier agter. Ek gooi daarmee die goed net hier op die vloer. Hierdie steak, vat jy nou lekker, strooi hom so liggies oor, die spice. Jy kan nou 6 gun gebruik, ek het sommer nou barbecue spice van Robinsons, maar dit voel ouer. Terwyl ons nou wag vir daai, om klaar te maak, sit die oulik al die pink goedjies onder maar hier het, So ons traai net alles inclusive maak. Kyk. Rasper, kaas. Nou die rede hoekom ek gesê het, dit is my take op 'n Philly cheese, is in Philadelphia gebruik hulle Philadelphian cheese saam met die steak. Maar die naaste wat jy hier in Suid-Afrika kry aan Philadelphian cheese is hierdie Gouda, hierdie lekker sagte, soft, creamy Gouda. Maar jy gaan mense kry wat vir jou sê, hoor jy so, dis nou nie 'n Philadelphian cheese wat jy gemaak het nie. Yes, okay, dis 'n Gouda cheese en steak wat ons hier so besig is om te maak. Met Suid-Afrikaanse spices, so dit gaan lekker smaak. 'n Interessante ding van kaas, wat ek nou dag uitgevind het. Almal drink altyd melk, as jy chili het wat brand in jou mond of iets. Kou 'n blokkie kaas, dit werk baie beter. Ek weet nie, moet ek vir julle verduidelik hoe ek daai uitgevind het. Hier is ampertjies reg. Druk net die tomaties so bietjie fyn. En hulle het nou lekker charring al op. Die peppers is besig om sag te raak. So kom vertel hulle die storie. As julle hierdie sien, het die editor besluit dit bly. Ons het by mense op 'n sekere stad gegaan en gaan eet. Terwyl ons daar is, toe word ek genooi om saam met hulle deur hulle chicken coops te stap. En toe ons so deur die chicken coop stap, toe vat die een laaitie die mis van die hoenders en vee dit so met sy hand skoon, oral waar hy gaan. En ons loop so 'n bietjie verder, en daar's chilies wat daar so hang, en hy sê, wil jy 'n warm chili proe? Ek sê, ek's up vir dit, en ek pluk toe my eie chili, en ek vat so happie, en ek moet eerlikwaar vir jou sê, dit was nogal 'n baie warm chili gewees. En op pad na die huis se kant toe, sê hy, nee, hy het 'n oplossing vir dit, kaaswerk. En op hierdie stadium, het ek vir my vrou ook 'n happie van die chili gegee, want sy sê, dit kan nie so erg wees nie. En sy brand toe verskriklik. En die ou wat so pas die mis so afgevee het, en sy naal so bietjie veilerig was toe, vat die blok kaas, en hy sny so blok af. En hy sê, hier, kaas werk baie verbrand. My liefste vrou was nie by gewees met hierdie nie. So toe sê ek, nee, ladies first, laat my vrou maar eers te kry. En sy sê, yes, dit werk regtig, die brand subside dadelik, dis weg. Hy sê, en jy? Ek sê, jy sal dit nou nie glo nie. Die brand is weg, is uit my mond uit. Ek het nog vir seker 10 minute daarna gebrand. Ek het dan na die kaasstreek gedraai, toe werk het. Maar daai dag, Alright. Ons het nou lekker sagte peppers hierso, en ons het die sagte tomatietjies hierso tussenin. En nou vat ons steak, en ons gooi dit in, hierso. Ek roer dit vinnig deur, want ons het mos nou die steak dun gesny, so hy gaan nie te vreeslik lank in hierdie pan wees nie. Asai. En terwyl ek hom so deurroer, asai, dan vat ons al hierdie lekker kaas, wat ons nou gesny het, en ons gooi 'n groterige homp daarin. Of in die geval alles wat ons gerasper het.
of 'n groter homp. Nou, wat die daai kameraman nou vir my vra, as hy hierdie eet, maak dit van hom 'n cheese boy. Weet jy? Hy kan nou die vraag beantwoord as hy op die TV self verskyn. OK. Volgende stap, want hierdie gaan nou baie vinnig moet gebeur. Natuurlik gaan hierdie nou lekker smelt saam met die steak wat jy hierso het. Draai jou hitte af en sit jou deksel op. Nou gaan hy lekker smelt en daar so saam werk. Terwyl dit gebeur, vat ons brood. Nou, hier is hy brood gebreek, so ek sien nie fout met brood nie. Enige brood, jy kan besluit, soek jy hom so, soek jy hom toasted, soek jy hom wat, hoe like jy jou brood, so maak jy jou brood. OK, so ons gaan 'n lekker open sandwich sommer hierso vandag maak. Nou ek soek myne getoast, en my ma het 'n klomp apparate wat sy hier oral wegsteek, so ek gaan nou nie die toaster op skerm bring nie, maar daar is ek gou besig om te toast, en terwyl hy daar so toast, hier is daar nog genoeg botter vir my om gou daai toastbroodjie te smeer. Sy, nou, as jy hom 'n Noord-Kaap-styl broodjie wil maak, al wat jy nou saad hierdie, want die volgende stap is natuurlik jy botter die broodjie, en jy sit die ingredients bo op die broodjie, en jy eet en jy geniet. OK, so maklik soos dit. Maar as jy hom 'n Noord-Kaap-styl broodjie nou wou gemaak het, voordat jy nou hierdie ingredients bo-op gooi, smeer jy 'n laagie appelkoeskonfyt. Dis baie lekker. Maar dis dalk hoekom ons lyk soos ons lyk hier in die Noord-Kaap. So daai appelkoeskonfytjie. OK, kom ons kyk hierso. Nou check net gou daarso hoe mooi het hy bymekaar gekom. Mense, ek is nogal bly ek het gemaak vir meer as een persoon. Alright, so ons het 'n lightly toasted broodjie hierso, want dis hoe ek van hom hou, is daai liggies getoast. Ons vat 'n bottertjie. Nou wat jy ook kan doen, as jy nou gaste het en is in die oggend en jy wil dit 'n breakfast maak, dan maak jy net 'n gebakte eier en sit dit bo-op. Al hierdie goeders. Of as jy so weird soos ek wil wees en 'n so Thaise special maak, wil ek amper sê, al wat jy dan doen is jy smeer 'n dun laagie peanut butter hier so saam op. Dit werk nogal ook actually. So ek het hierdie ingredients wat lekker bymekaar gekom het. Check net hoe lekker lyk dit. En op hierdie punt sê jy vir die Here dankie. Dankie dat jy bevoorreg is om dit te kan eet, om dit te kan proe. Wanneer laas het jy vir die Here dankie gesê dat jy kan proe? En dat jy dit kan sien. Want dit alles is voordele wat ons het, wat ander mense nie het nie. Nou kom ons pak hom gou hier op die broodjie. Check net daar. Mense, die gaan lekker wees. Die gaan heerlik wees. Kom ons laat lyk dit fancy. Hier is 'n mixed herbs. Ons gooi 'n ligte mixed herbs bo-op. Sien jy, daar's hy. Nou lyk die presentation ook beter. Want hulle sê mos jy eet met jou oë ook. In die Noord-Kaap eet ons met ons hande. Hierdie gaan jy vat met jou hande en eet met jou hande. Dis soos iemand wat 'n pizza slice vat en met 'n mes en vork eet. Wat's fout met jou? En dan terwyl ons nou van pizza praat, pineapple hoort op pizza. Ek eindig daarmee. Daar's nou 'n paar mense wat kwaad is daaroor. Nou kom ons proe gou. Dis lekker. Daar is nie 'n manier hoe jy hierdie kan opmors nie. Okay, daar is een manier. Jy kan hom overcook. Maar moet dit nie doen nie. Maar regtig waar. Dis so maklik soos dit.
Daar's nie 'n 2 minute worry oor dit nie. As jy hou van hoender, gebruik hoenderborsies in plaas van steak. As jy net lus is vir iets anders, pas hom aan soos jy goed dink. Tog, jy kyk hierdie program, seker om presies te maak as ek, maar jy kan dit ook doen. Maar raai wat, ek wil gou vir jou sê, Jesus het jou ontsettend baie lief. En ek wil die volgende vers vir jou gou gelees. Ek lees vir julle hierdie, Galasiërs 4 vanaf 6, vers 6. Omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur. En hy roep, Abba Vader. Daarom is jy nie meer 'n diensknegt nie, maar 'n kind. En as 'n kind is jy dan ook 'n erfgenaam van God deur Christus. Hoe raak jy 'n kind? Hoe raak jy deel van God se koninkryk? Ons is almal sondige mense. Ons het almal probleme. Maar kom sit by God se voete. Sê vir hom, Here, vergewe my. Here, kom maak my opnuut. Vergewe my sondes. Ek erken dat Jesus Christus die seun van God is. Dan begin lees die Bybel. Dan begin bid jy. Dan begin worship jy. En jy gaan sien, jou lewe sal vooruitgaan. Dit sal vooruitgaan. Dis so maklik soos dit. Nou baie dankie dat julle saam met ons gekuier het. Ek dink hierdie kameraman wat hier agter staan wil seker ook 'n broodjie hê, want hy het hier ingekom vanmôre toe eet hy droë amper sê peanuts, maar dit was nie peanuts gewees nie, dit was gebraaide mielies, heel gebraaide mielies. Wat ek nie weet waar hy gekry het, he. Maar ja, in 'n carrybox. Nou jy dink ek is besig om te lieg. Kom gou hierso en kom wys die mense jou carryboxie. Terwyl ek nou daar so julle toastbroodjie ingesit het, kom wys dit gou hierso. So hy kom stap vanmôre met dit in. En letterlik, dis wat hy doen. My dadelike reaksie was, dude, van wanneer af eet jy curry? Like, maar ja, was jy honger? Baie. Okay, jou broodjie gaan nou klaar wees daarso, moenie worry nie. Okay, sal jy oorleef nog 'n minuut? Ja. Okay, great. God sorg vir emosies. Hoeveel te meer sal hy nie sorg vir jou nie? Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het en onthou, dit maak nie saak wat se grondpad jy in jou lewe stap nie. Die eindbestemming sal die moeite werd wees. En gaan 'n bietjie op ander straus en brooie straus, ons Facebook blaaie, gaan volg ons, kyk die uitreikings, alles wat ons daar doen. En gaan ook op ons Tanin shop. Gaan kyk 'n bietjie daarso, die gebraaide mieliemeel, Itolofia, 'n klomp, daar's 'n klomp produkte daarso op. En ons het binnekort 'n nuwe afdeling daarso, Products from Israel, wat ons hyssop en alles van Israel af saambring, wat jy dan hierso plaaslik kan koop in Suid-Afrika. So, gaan op taninshop.co.za en gaan kyk wat ons alles het. Jesus Christus, like jou baie.